Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. 1000 jaar aardse vrederyk. Nou ons gaan nou vanaand die 5de gedeelte begin. So ons gaan vir 5 ure wat ons al besig is om oor 'n aardse vrederyk te praat en dit is bestudeer, terwyl ander ouens vir 'n uur en 'n kwart, uur en 'n half praat, dan hulle vir jou die hele aardse vrederyk verduidelik wat hulle nie eintlik verduidelik het nie. Goed, die opskrif is die maak olyfboom en die wille vyeboom. Die maak olyfboom en die wille vyeboom. Nou olyfboom en 'n vyeboom is sekerlik 2 verskillende bome. Een dra olywe en die ander dra vye. Kom ons lees, Romeine 11 vers 11. En ons gaan deur dit stap so en kyk wat sê die woord. En dan soos ons stap, kom ons kyk of u dieselfde ervaring gehad terwyl u eie studie gedoen het. Ek, apostel Paulus, onthou as ek so maak sin hakies, ek apostel Paulus vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Nou wie is die hulle? Wat sê u, wie is die hulle? Het hulle miskien gestruikel om te val? Nou wil ek net sê, hierdie hele Romeine 11 vers 11 tot 24 is een van die fondasieskrifte wat die 1000 jaar aardse vrederyk mense gebruik om hulle teologie mee te bewys van 'n 1000 jaar aardse vrederyk. Die Jehovah's Witnesses is verskriklik lief vir die skrifgedeelte. En ek, apostel Paulus, vra dan, het hulle, wie sê hulle? Naamlik die volk van Israel. So met wie praat Paulus hierso? Hy praat met die bruid, maar hy praat van die volk Israel. Hy sê maar, ek apostel Paulus vra dan, het hulle, naamlik die volk Israel, miskien gestruikel om te val. Nou wat beteken dit? Wel dit, as jy tussen die lyne kon lees, sou jy geweet het, ek het al hoeveel keer gesê, dat wanneer Yahshua na die aarde toe kom, en wanneer hy deur Johannes die onderdompelaar of doper geonderdompel of gedoop is, die Ruach oor hom kom, die stem in die hemel sê, dis my geliefde seun wie ek welbaar, dan bedien hy 2 jaar van sy 3 jaar bediening, net na Israel toe, net na die volk Israel toe. Hy sê, ek het na my eie volk gekom. Hy sê vir sy disippels, gee nie die brood vir die honde nie, dis heidene, dis nie honde met 'n sterkie nie, heidene. 2 jaar, hy sê, gaan nie by hulle in nie, slaap nie by hulle nie, eet nie met hulle nie, praat nie met hulle nie, stof van julle skoene af, vermy hulle. Hoekom? Israel, die volk van Israel, aan die pad. Dan in die laaste jaar, dan swaai Yahshua sy bediening na die heidene toe. Hoekom? Hy verblind die oë van Israel, dat die woord van verlossing na die heidene toe kom. Hoekom? Hulle wou hom nie aangeneem het nie. Baie maklik. Het hulle, naamlik die volk van Israel, miskien gestruikel om te val? Dis 'n vraag. Het hulle dalk, het hulle dalk gestruikel om te val? Nou luister nou, antwoord apostel Paulus sy eie vraag. Hy sê, nee, stellig nie. Hy sê, nee, ek gaan net aan mekaar lees. Ek apostel Paulus vra dan, het hulle, naamlik die volk van Israel, miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie, in hakkies. Dit was nie hulle eie toedoen nie. Dit was nie Israel se toedoen om te struikel of te val nie. Maar dit was die Vader se plan om ook die heidene, die 10 noordelike heidense stamme gered te kry. Jy weet natuurlik, as Jahwe nie die oë van Israel verblind het nie, dan het ek en jy nie 'n kans gehad nie, want ons kom uit 10 noordelike stamme uit. Hy sê, maar die Vader se plan om ook die heidene gered te kry. Nou lees die Bybel, maar deur hulle, wie is die hulle? Israel se val. Val, in ek sê hakies, of verblindheid. Want hy sê, ek hulle verblind, dat hulle sou sien en nie sien nie, en verdoof, dat hulle sou hoor en nie hoor nie. Sodat die woord van redding eers na die heidene toe kon gaan.
Maar deur hulle Israel se val of verblindheid, het die saligheid is wat? Is die redding. Het die saligheid tot die heidene gekom. Wat staan daar? Dit het tot die heidene gekom.